Ek wil graag vandag 'n vinnige vergelyking maak tussen ons beroepsveiligheidswetgewing en die woord van God of die wet van God. Dit is my interessant, ek doen baie veiligheidsopleiding en ek praat dikwels oor die wet en hoe die wet daar in mekaar steek ensovoorts. Vinnige agtergrond vir die wat nou nie heeltemal vertroud is met ons wetgewingsstelsels nie. As ons praat van beroepsveiligheidswetgewing, alom bekend as die OSH, as jy OSH Act, nommer 85 van 1993. Nou hierdie wetgewing val onder die Departement van Arbeid, en die minister van Arbeid is die persoon, die entiteit wat verantwoordelik is vir hierdie wetgewing. As ek sê verantwoordelik is vir die wetgewing is parlementswetgewing, in ander woorde nasionale wetgewing. Dit word deur parlement daar gestel en dit is 'n lang proses. Dis nie iets wat vinnig kan gebeur nie. Maar die minister mag in terme van die wetgewing regulasies afkondig. Nou, omdat die minister 'n verkose persoon is, 'n politieke aanstelling, is hy nie noodwendig kom ons sê vertroud met die tegniese aspekte van veiligheid nie. En daarom moet hy staat maak op 'n advieskomitee wat daar gestel is in terme van artikel 2 van hierdie wet. En hierdie komitee sal hom dan lei om regulasies af te kondig of te verander, te wysig, te herroep na goeddinke van die advieskomitee. Nou, die hele proses is interessant in die sin dat as ons kyk na God se wet, God het 'n wet. En ek verduidelik altyd vir 'n klas, ek sê jonge, 'n wet is soos 'n resep. 'n resep het gedeeltes. Daar is die inhoud wat baie presies is. Ek sal daarna verwys as die wat van die resep. As jy gaan pannekoek maak, dan kan ek nie net vir jou sê, jong, jy het meel nodig, jy het eiers nodig, bakpoeier, sout ensovoorts. Dit mag miskien heeltemal korrek wees, maar ek het nodig om baie spesifiek te wees oor wat jy nodig het. In ander woorde, 'n goeie resep vir pannekoek sal wees 'n koppie meel, 'n koppie water of melk, 'n kwart teelepel bakpoeier, 'n halwe teelepel sout, 1 of 2 eiers en omtrent 6 eetlepels olie na gelang. Natuurlik 'n braaipan ensovoorts hitte. Maar verder het jy ook nodig om te weet hoe om hierdie resep aan mekaar te sit. Ek kan jy nie net die wat gee nie. Ek moet ook vir jou sê hoe. En die hoe moet genoeg inligting bevat. So die hoe gaan vir my sê hoe ek die bestanddele gaan meng, in watter volgorde, hoe ek dit gaan doen, wanneer gaan ek weet of dit reg is, ensovoorts. En hoe moet ek dan die dis voorberei? Waarom moet die pan wees? Hoe moet ek dit braai, ensovoorts, en wanneer gaan ek weet of dit reg is? So die regulasies en die wet gaan hand in hand. Dit help nie die wet sê vir my wat ek mag en nie mag doen nie, maar die wet sê nie vir my hoe ek dit mag of hoe ek dit nie mag doen nie. En daarvoor kom die regulasies by. Natuurlik, regulasies is wyd. Die wetgewing is 'n relatiewe, kom ons sê, kleinerige dokument, 50 artikels. Jy kan dit op 'n groterige plakkaat sit en al 50 artikels op hierdie plakkaat inpas. Maar die regulasies is verskeie bundels, as ek dit so mag noem. Die regulasies gaan in baie besonderhede in oor al die verskillende tipe regulasies. Nou, God se wet is baie soortgelyk. Daar is die wet van God. En kom ons verwys daarna as die 10 gebooie. Die 10 gebooie is God se wet, die basiese wet. Niks verkeerd met die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is alomvattend. Met ander woorde, as ek die 10 gebooie nakom, dan kom ek die totale wet van God na. Maar die 10 gebooie sê vir my wat ek mag en nie mag doen nie. Het sê nie vir my hoe
ek mag of hoe ek nie mag doen nie. Daarvoor het Moses baie definitiewe wette ingestel, riglyne, die bring van offers, die verskillende feeste wat gepaard gegaan het, die dienste, die pligte van die priesters, hoe hulle moes aantrek, wat hulle moes doen, waar hulle moes staan, wat hulle mag en wat hulle nie mag doen nie, ensovoorts, ensovoorts. Baie besonderhede. En dit gaan deur van Exodus af na Leviticus toe, in die Bybel word dit omskryf. Nou kom ons begin net breedvoerig gesels oor wetgewing in Suid-Afrika. Ons hoogste gesag in terme van wetgewing is ons grondwet. En die grondwetshof, dit is die hoogste hof in die land. Nou die grondwet sê vir ons wat ons as 'n volk, of kom ek stel dit so, die grondwet bepaal watter wette mag parlement. Nou ons mag sê dat parlement is die groep wat vir ons landswette daar kan stel. Wette wat gepaard gaan met al die inwoners in die land, of hulle nou die inwoners is, Suid-Afrikaanse burgers, of hulle besoekers is, kom ons sê enigiemand wat die land binnekom, wat hulle self binne die grense van ons land vind, is onderhewig aan hierdie parlementswetgewing, nasionale wetgewing. Daar is natuurlik streekswetgewing vir provinsies en daar is streekswetgewing vir streke soos metropolitaanse rade, en dan is daar natuurlik in die kleiner gebiede of die meer plattelandse gebiede mag daar dorps owerhede wees. En wat is die munisipale wetgewing? Maar om terug te kom na ons landswette toe, die grondwet bepaal watter wette mag parlement afkondig en wat mag hulle nie doen nie. Met ander woorde, hulle mag niks doen, hulle mag geen wet uitvaardig waar die grondwet hulle nie daartoe magtig nie. Nou, God se wet, God is soewerein. God het die 10 gebooie daar gestel. Ons kan sê dis die grondwet van God. God het nie 'n advieskomitee nodig, soos die minister van arbeid, in terme van veiligheidswetgewing nie. As ons gaan kyk na Job 38, dink ek tot hoofstuk 41, praat God met Job en sê vir hom, wie, in my eie woorde, nou wie het vir jou die reg gegee om vir my voor te skryf wat ek mag doen? Met ander woorde, waar was jy toe ek die fondasie van die aarde gestel het, toe ek die wind in sy hoeke vasgekeer het, waar was jy toe ek die kompas, rigtings, alles. God maak het baie duidelik dat God is soewerein en God is in beheer van alles en hy het niemand se advies nodig en hy duld ook niemand se advies nie. Nou kom ons by die 10 gebooie van God en soos ek sê, dit is redelik kompleet. Dit is interessant dat feitelik alle wetgewing in die wêreld is gebaseer op die 10 gebooie. As ons nou maar gaan kyk wat is belangrik in enige gemeenskap, dan kom dit neer op die 10 gebooie. In Suid-Afrika is ek vertel dat daar's ongeveer 77,000 wette, net om in werking te plaas, of kom ek sê die raamwerk daar te plaas, wat bevat word in die 10 gebooie. God het 10 reëls gemaak, en ons het 77,000 wette nodig om dit basies te probeer omskryf. En dan kry ons baie van dit van nie eens reg nie. Maar om terug te kom nou na God se wet toe. God gee vir ons die wet en God se wet is perfek en volledig. Die Israeliete wat God se uitverkore volk is, was hierdie riglyne gegee, hierdie detail om daarvolgens te lewe. En al wat hulle agtergekom het, en dis wat ons in die Nuwe Testament kry. Jesus kom, en ek wil amper sê, Jesus kom as 'n standaard. Jesus kom gee vir ons 'n voorbeeld van hoe om te lewe onder die wet. En hy kom lewe perfek onder die wet, doen geen sonde nie, en daardeur is Jesus in staat om vir ons 'n losprys te betaal. Want hy het geen skuld
van sy eie nie. Maar, dit nou daar gelaat. As ons kyk na die wetgewing, ek het reeds gesê dat die wet is die wat en die regulasies is die hoe. Waar kom standaarde in? As ons praat van nasionale standaarde, ons in die ou dae praat van die SABS kodes. Nou wat is 'n SABS kode of Suid-Afrikaanse nasionale standaard vandag? Dit is amper soos 'n beste resep. Ek skerts altyd met die wetgewing en sê, jy weet, Simba wou beskuit maak. En hulle wou beskuit maak wat almal sal koop. En uit die aard van die saak, as jy in 'n besigheidsbedryf is, dan wil jy graag hê jou produk moet slaag. Nou toe hulle moet besluit wie se beskuit resep gaan hulle volg. Toe besluit hulle, ons moet iemand se resep kry wat deur almal aanvaar gaan word. Met ander woorde, 'n beste resep. En wie se resep het hulle gevat? Hulle het ouma se resep gevat. En nou het ons ouma se beskuit vandag. Nou, het is nie meer Simba nie, maar dis hoe die storie gegaan het destyds, maar in elk geval, Jesus is soos 'n nasionale standaard. Hy is God se standaard se beste resep. En Jesus kom aarde toe en kom wys vir ons, hoe wil God hê moet ons lewe, hoe moet ons die wet nakom. Natuurlik, nie een van ons is in staat om dit na te kom soos Jesus nie. Ons het 'n bose hart bo alle dinge, sê die woord. Ons het 'n sondige natuur geërf. En maak nie saak hoe graag ons hierdie wet van God wil nakom nie. Faal ons kort, dikwels, elke dag, heeldag. Paulus sê tereg, hy sê die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, wie gaan my verlos van hierdie liggaam van die dood? En dan sê hy, God dank, die Here Jesus Christus. So, ons het God se wet, ons het God se regulasies, maar die beste resep is Jesus. Nou kom Jesus en hy maak dit onomwonde. Hy sê, ek is die weg, die lewe en die waarheid, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Daar is God se standaard. Nou, die interessante ding is, 'n standaard, soos 'n SABS kode van ouds, het geen regsmag nie. Dit is net 'n standaard, dit is net dis hoe jy dit behoort te doen. Hier's 'n goeie resep. As jy dit reg wil doen, doen dit volgens hierdie standaard. Maar 'n standaard kan gedeelte van die wet word. Die oomblik wat die minister, en hy is by magte om dit te doen in terme van die wetgewing, wat vir hom die magtiging gee om volgens die advieskomitee nuwe regulasies af te kondig. En regulasies is wet. Dis nie 'n beste resep nie, dit is wet. Dit is hoe jy dit sal doen. Nie hoe jy dit behoort te doen nie, dis hoe jy dit sal doen. Nou al wat hy hoef te doen is, hy hoef nie die wiel te herontwerp nie. As hy iets wil afkondig in 'n regulasie en die tegniese komitee kom en sê vir hom, jonge, daar's al reeds 'n baie goeie Suid-Afrikaanse nasionale standaard, wat 'n uitstekende oplossing is vir hierdie probleem. Al wat die minister hoef te doen, hy hoef dit nie eers aan te haal nie, hy hoef net daarna te verwys, net te sê, volg hierdie voorbeeld. En dan is dit wet. En dis wat God letterlik doen. Hy gee vir ons Jesus Christus as ons voorbeeld, as ons beste resep, as ons standaard. En hy maak dit vas in die wet. Jesus kom en lewe perfek volgens die wet, onder die wet, en sterf vir ons, wat dit nie kon regkry nie. En betaal vir ons die losprys. Maar nou het Jesus se standaard die enigste weg geword na die Vader. So elke keer as ek na wetgewing kyk en ek gee 'n klas oor veiligheidswetgewing, dan kan ek nie help as om te dink aan God se wet, die woord en ons verlosser Jesus Christus. Hy is die weg. Hy is die lewe. En hy is die waarheid. En hy is alleen
die weg na God, die Vader. Geen redding behalwe in Christus nie. Ons kan soveel planne maak soos ons wil. Dit gaan ons niks baat nie, want ons gaan ons steeds oortree. Jesus Christus is my en jou redding, oplossing en ons vryspraak by die Vader. Kom ons bid saam. Dankie my God, Here, dat ons kan ons totale vertroue in Christus plaas. Want hy het gekom en vir ons die prys betaal. Gedoen wat ons nie in staat was om te doen nie. Gedoen wat ons nie kon doen nie, Here. Baie dankie vir u groot genade wat vir ons gegee is. Dankie dat Jesus is ons pasga, ons paslam. Sy bloed het vir ons gevloei, sodat ons gered word, oorgesien word. Dankie daarvoor my God in Jesus naam. Amen. Vrede vir julle. Shalom. Totsiens.